Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 27ste Januarie, jaar 2026. My naam is Dani Gerber, opgewonde. Jesus Christus is nog steeds koning, hy is nog steeds Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor bewaak, nê? Bewaak beteken is iets of iemand op te pas. Dit beteken ook om te bewaar. Dit beteken ook om te beskerm en ook te waak oor iets. So, ons wat motorfietsryers is, ons het nou weer op ons groepe gekry dat hulle sê mense, die syndikaate is weer besig. Hulle steel motorfietsse, laat die bissies bewe. Hulle het nou die dag 'n foto gesit waar hulle die ou se garage oopgebreek het en sy hek van die rails afgehaal het en om sy motorfiets te steel en die mense het niks gehoor nie. So hulle waarsku die mense, hulle sê sit goed in plek. Alarms, sekuriteitcompanies, kry jou goeders in plek, maak seker jy beskerm, jy bewaak jou motorfiets want hulle steel, en dan nie net altyd die motorfiets nie, maar dit is die grootste teiken nou, maar ook mense se huise en besittings en goeders, voertuie wat gesteel word. Kyk, dit gaan net erg en die mense het geen respek meer vir 'n ander ou en 'n ander ou se goed nie. En so moet jy maar uit jou alles in jou vermoë doen om jou eiendom, jou goeders te beskerm en te bewaak. Maar God se woord sê vir ons, wat ons eintlik die meeste moet bewaak, is ons hart. Hy sê meer as alles wat bewaak moet word, moet ons hart bewaak. En 'n ou is so geneig om die wêreldse goeders te bewaak, te beskerm, en seker te maak, geen ou kom vat wat nie syne is nie. Ek meen, want jy het hard gewerk vir dit wat jy het, en nou kom iemand anderste, en hy vat dit net, want hy het lus om dit te gebruik, hy wil dit hê. So, en dan is ons kwaad, en ons bewaak nie ons hart nie, maar God sê vir ons vandag, bewaak jou hart meer as alles. En ons gaan lees dit daar in Spreuke 4, hier vanaf vers 23. Hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Ja, en dit is nie maklik nie, dit is 'n moeilike ding om te doen, is om jou hart te bewaak, veral as mense jou te nagekom het, veral as mense, en dan praat ek van, nie net 'n vreemde ou in die pad wat jou te nakom nie, ek praat van geliefdes, wanneer familie jou te nakom, dan is 'n ou geneig om daai bitterheid teenoor hulle uit te stort te goeders, maar God waarsku ons vandag, hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe, want as jou hart sleg is, dan gaan jou mond oorspoel daarvan, om mense sleg te sê. Hy sê, verwyder die valsheid van die mond, hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk, en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid. So ek wil eintlik vir jou sê, daar's 'n gesegde wat ons ook sê, moenie tot daai ou se goed daal nie, sy boosheid en sy level daal nie. Hou jou oë gefestig op die Here, hou jou oë reguit, hou jou voetstappe in die weë van God, en bewaak jou hart, so dan sal jou tong ook bewaar wees. Laat ons nie mense sal afbreek met ons tong, en ons lelik is met hulle nie. Bewaak jou hart meer as alles. So ja, ons doen al die ander goeders. Ons bewaak ons huise, ons bewaak ons finansies, ons bewaak ons goeders, maar kom ons bewaak hierso. Dit wat die belangrikste is. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, ons loof en prys en eer die groot en heilige naam. Ja, Here, dit is nie altyd maklik om hierdie ene toe te pas nie, Here. Bewaak jou hart, want ons is so geneig om goed te sê, goed te doen, om 'n persoon terug te kry, waar sy my te nagekom het. Here, help ons, vergewe ons, dat ons goed dink en sê wat ons nie moet nie, maar Here, hou ons vas, hou ons trou, sodat ons vir hierdie geliefdes, wat ons so seer maak, sodat ons vir hulle sal bid, en ons hulle sal opdra in die naam van die Here, sodat hierdie Heilige Gees binne in hulle sal werk, en hulle harte ook sal bewaak,
en hulle mond en hulle lippe. Ons loof en prys en eer die groot en heilige naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie Dinsdag en verkondig die evangelie van Jesus Christus. Onthou, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik. Nee, en as jy iets gaan doen vandag, en dit gaan die Here nie daarin verheerlik nie, stop daarmee. Draai, vra vir die Here om jou te lei in Jesus naam. God bless.